Goeiemôre. Ek wil net gehad het jy moet sien wat staan hier, want miskien is daar 'n nuuskierigheidjie wat later geprikkel word as jy sien is iets geskryf en jy kan nie sien nie. Gegee aan my deur een van my kinders wat op die oomblik in Engeland woon, waar al my kinders woon en kleinkinders. So, ons mis hulle so 'n bietjie, maar ons gaan hulle Kerstyd sien. So hierdie is boodskap nommer 4 in ons reeksie oor die tipe kerk wat Jesus bou. En ek wil vanoggend dit so noem, klink vreeslik geleerd, maar ek doen dit soms opsetlik, soos mense lering gee, dan sommer nuwe begrippe vir jou oopgaan, en ons eie woordeskat 'n bietjie kan aanvul rondom die tipe kerk wat Jesus bou en rondom teologie en die Christelike evangelie. So ek noem hom die tipe kerk wat Jesus bou, plaas Christologie voor eklesiologie. Nou moet nie nou afsit nie, ek gaan dit verduidelik. Christologie is bloot die woord wat verwys na die Christuswoord. Christos is die Grieks vir Christus, Logos is die Grieks. So bring hy twee by mekaar en jy die woord. Net soos teologie is die woord rondom God. Maar ek verkies Christologie, want in die Christelike evangelie is die klem nie net op God per se nie, maar op God soos wat hy hom werklik aan ons geopenbaar het in die persoon van sy dierbare seun Jesus Christus. Eklesiologie kom van die woord eklesia, wat eintlik die regte woord is vir kerk, vergadering wat bijeengeroep is vir 'n spesifieke doel. Kom ook by die Griekse siviele lewe uit eintlik, of die publieke lewe uit in ou Griekeland. En eklesiologie is dood eenvoudig die woord rondom die kerk. So, soos ek altyd sê, die woord skep die kerk. Die kerk moet die vrug wees van die woord, en ek dink dis hoekom ons sukkel op die oomblik. Want die vrug, na my mening in elk geval, en baie ander mense se mening, is dat die vrug wat ons huidiglik sien, in terme van kerkwees, en ons manier van kerkwees, en ons vorm van kerkwees, laat ongelukkig veel te wense oor. So, ons kon reeds in die kerkgeskiedenis sien, dat die tipe prediking, of die tipe woord wat gebring word, vorm eventueel die kerk, die struktuur van die kerk, die vorm van die kerk. So sien ons in die tyd toe die Romeinse kerk geweldig sterk was, dat die kansel, die plekkie waarvandaan die woord uitgaan, het was baie klein en eintlik wel amper weggesteek hier op die kant van die gebou, maar al die klem is op die altaar, want die Mass, die nagmaal, the Lord's Supper was sentraal geweest. So die altaar was voor, dis waar die mense gaan kniel, dit was sentraal, en die woord het so een kant 'n plekkie gehad. Maar toe die reformatie kom, sien ons heeltemal 'n verandering. En ek het in die gereformeerde kerk groot geword, so seker meeste van u, en ek onthou party kerke het jy so opgekyk, en jy's geweldig geïntimideer deur die groot kansel, die lieflike kansels. En soms het die predikant daar bo eintlik baie klein gelyk, maar ja, dit was die klem op die woord, die sentraliteit van die woord. So die idee was reg, maar die gehalte van die woord, glo ek, miskien nog nie heeltemal, want anders sou ons kerkstruktuur anders daaruit gesien. Nog steeds was dit 'n voortsetting van die man van God daar bo, en dit het baie keer ook sommer die aard van die fisiese struktuur van die kerk gespreek van verwydering. Door ver is die man van God, hieronder sit die gewone ou mensies, en ontvang maar net die woord, of die prediking, en neem so nou en dan deel met 'n psalm of 'n gesang. So hoe lyk 'n gesonde Christologie? Ek gaan probeer om so vinnig as moontlik deur te hardloop, sonder om dat ek dit nie wil beklemtoon, ek wil graag baie lank spandeer op elkeen van hierdie onderwerpe, want hulle is waardig om aandag te kry, maar ons wil net alles saamvat vanoggend in terme van 'n gesonde Christologie, en dan van die volgende boodskap af gaan ons begin inzoom, in fokus op die eklesia, die gemeente, die vrug van die woord. Hoe behoort so iets te lyk? Hoe het dit gelyk in die
vroeë kerk, want jy kan nou vir my sê, Gert, maar jy praat hier goed, wat, het jy so iets, kan jy dit sien op die grond? Dan moet ek eerlik wees en sê nee. Dis waarom ek is waar ek is. Dis waarom ek hierdie woord bring, want ek glo daar is ander mense soos ek, wat dieselfde behoefte het, wat dieselfde openbaring het, maar ons moet mekaar nog vind. Maar ek glo, na baie jare se worsteling, is hierdie woord lewend in my hart, en glo ek, ons het iets hier weet, wat ons kan omdat ons fasiliteerders is, en daar is nie druk op my om iets te plant, of te skep nie. Dis iets wat klaar geskep is, wat net moet manifesteer, soos wat die woord uitgaan. God se beginsel is altyd, die woord kom eerste, die profetiese woord, die skepende woord, en uit die chaos uit, bring hy dan voort sy skepping, en ek glo dit gaan hier ook gebeur. En ek wil graag my beskeie aandeel daarin hê, getrou wees ook aan dit wat ek glo die Here my voor geroep het, baie jare gelede, in 83 reeds. So nommer 1, hoe lyk 'n gesonde Christologie? Eenheid. Die evangelie is die evangelie van eenheid, the gospel of union. Daar moet 'n holisme wees in ons prediking. Vir te veel jare het dualisme geseëvier in die teologie van die Christelike kerk. En ek glo dat dit gebeur deur die invloed van die Griekse filosofie, die Plato's, die Aristoteles en hierdie mense wat wonderlike goed geskryf het, maar ongelukkig het baie van ons vroeë kerkvaders soos Thomas Aquinas en Augustinus baie van hierdie beginsels oorgeneem en dit ge-Christianize, hulle dit gedoop, hulle dit besprenkel met 'n Christelike inslag. Maar in die hart van die evangelie lê daar 'n dualisme. God is ver, alles wat geestelik is goed en alles wat fisies en materieel is sleg. Jy ken daai dualisme, baie mense sukkel daarmee, dis waarom baie mense met hulle sekslewe sukkel, want hulle dink dit is vuil en onrein, en dit kom baie keer gebore uit hierdie tipe van siening, hierdie dualistiese siening. Nee, ons moet holisties na die wêreld kyk. Every bush is a burning bush, and all ground is sacred ground. Alle grond is heilige grond, en elke bos is 'n brandende brandbos, want God se teenwoordigheid vul die ganse aarde, en sy doel is om die ganse aarde te vul met sy heerlikheid, soos die waters die see bedek en die oppervlak bedek in die see, so sal die heerlikheid en wil God sy heerlikheid die aarde laat bedek. So ons moet eerstens verstaan dat die Christelike teologie, die Christologie, 'n gesonde Christologie is gebore uit eenheid. Die eenheid wat altyd bestaan het is in Vader, Seun en Heilige Gees. Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En daardie woord het vlees geword, en die idee daar in Genesis 1 vers 1, wat verbyskuif by Johannes 1 vers 1, skuif verby Genesis 1 wat sê, in die begin God. Nou verduidelik Johannes vir ons iets meer, wat was in die begin rondom God? Hierdie God was nie 'n alleen figuur nie, the lone rider, nee, hy is 'n gemeenskap van Vader, Seun, Vader, Logos en Heilige Gees. In die Ou Testament sien ons daar's 2 Jahwes, dikwels, daar's the Ancient of Days, and there's one like unto the Son of Man. Dit het bestaan voor die grondlegging van die wêreld, voor die sondeval. En hierdie eenheid kan nie geskei word nie. In hierdie drie enige lewe, dis Trinitarian life, so mooi woord, die drie enige lewe, die drie enige gemeenskap, was daar altyd liefde, wedersydse aanvaarding, wedersydse diensbaarheid, wedersydse onderdanigheid, en uit hierdie liefde, wat die baarmoeder is van die ganse skepping glo ek, alles wat geskep is, kom uit hierdie liefdesverhouding. So as jy vra, wat is aan die einde van alles? Of wat is aan die begin van alles? Dit is liefde. God is liefde. Dit is die ultimate, dit is die opperste realiteit. En uit daardie realiteit is alles geskep wat geskep is. Ons moet verstaan dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is onskeibaar. Ja, Jesus die Logos het vlees geword as deel van hierdie ewige verbond wat tussen Vader en Seun bestaan het. Want Vader en Seun
en Heilige Gees het voor die grondlegging van die wêreld al besluit, hoe gaan hierdie goddelike plan van God uitgevoer word. So selfs wanneer Jesus in die kruis uitroep, of Dawid, profeties, maar Jesus dan letterlik in tyd en ruimte uitroep op die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Is dit nie 'n belydenis dat God het ons skielik verlaat, soos ek ook op 'n stadium gedink het en gepreek het, dat Jesus is so vuil vol van ons sondes, dat God nie na hom kon kyk nie. Want sê Habakuk dan nie, God kan nie kyk na sonde nie. Nee, Habakuk sê dit nie, die werklike vertaling daar sê, kan jy na sonde kyk, sonder om iets daaromtrent te doen, en God sê nee, ek sal iets daaromtrent doen, want God was in sy seun, God was in Christus, toe hy die wêreld met homself versoen het. Want selfs in Psalm 22, as ons dit verder lees, dan sien ons daar, dat alhoewel Jesus in sy mensheid 'n uitspraak gelewer het, want onthou, Jesus het vlees geword, hy het nie net mens geword nie, hy het deel geword van hierdie verwronge identiteit van die mensheid, ten spyte van die feit dat hy altyd in oorwinning daaroor gewandel het, maar dan mag oomblikke gewees, soos in die kruis, dat hy die mens ervaring uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Maar dan lees hy verder in daardie selfde Psalm 22, hy sê, hy het nooit sy aangesig vir my verberg nie. Al het die bulle van Basan aan my kom pluk, en die leeu's my uitmekaar het wil ruk, en honde, en hulle my klere, die lot gewerp het, hy het sy aangesig vir my nie verberg nie. Nee, God was in sy seun, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees het in die Hades, in die hel ingegaan, in daardie absolute duisternis, daardie plek waar die dood sy finale houvas op die mens gehad het. Maar daar het Jesus, het Vader, Seun en Heilige Gees gaan kamp opslaan, die lig gebring, en skielik het daardie duisternis moes wyk, want die duisternis kan die lig nie oorweldig nie. Ons moet verstaan dat Jesus kan nie geskei word van die Vader nie. Hy is nooit geskei van die Vader. Hierdie hele idee van Jesus is gestraf deur God, en God se wraak was op Jesus uitgestort. Nee, wraak is God se donderslag. Nee, vir sonde. Nee, my mens, my skepping, niks sal my skei van my skepping nie. Ek sal doen wat nodig is. Ek sal self in my seun Jesus Christus gaan en oorwinning bring. En die mens weer herskep en wakker maak vir hulle ware identiteit. Jesus is nie maar net God se vriendelike gesig nie. Jesus is nie maar net die een wat tussenin gekom het in soort van keer, dat God nou nie vir ons verder slaan en sy woede op ons uitstort nie. Want dit is die tipe God wat baie mense preek. Dit is die tipe gesig. Een van die disciples het gesê op 'n stadium van Jesus, wys ons net die Vader asseblief. Jy praat so baie van die Vader, en Jesus sê, ai Philippus, ek is al so lank saam met jou. Het jy nog nie my Vader gesien? Het jy nog nie sy liefde in aksie gesien? Het jy nog nie sy guns en sy genade beleef in en deur my? Die feit dat ek mense gesond maak, blinde oë oopmaak, dowe ore oopmaak, die hoere vergewe en herstel nie. Jesus het 'n voorrang. Ons Jesus is nie 'n klein Jesus nie. Hy is nie maar net 'n Jesus wat 'n paar mense wil red en verlos nie. Kolossense 1 vers 16 en Johannes 1 vers 3 maak dit so duidelik dat alles wat geskep is, alles wat bestaan is uit Christus, deur Christus en tot Christus. En niks bestaan sonder hom nie. As Jesus Christus homself vir 'n nanosekonde se onttrek van hierdie skepping, val alles uitmekaar uit. En hulle mag sê ons staan vanoggend op die punt van 'n derde wêreldoorlog en selfs 'n kernoorlog, maar daar's nie vrees in my hart vanmôre nie. Dan mag ons sekerheid wees hoe God dit gaan doen, maar ek weet Jesus is in beheer. Hy gaan nie toelaat dat sy skepping en sy planeet verwoes word deur die bose planne van die magte en kragte wat ook nog in duisternis lewe nie, en hulle puppets, hulle marionette op 'n touwtjies wat hulle beheer, die Bidens van hierdie wêreld en die regerings van hierdie wêreld en die regerings van die westerse wêreld. In Efesiërs 1 vers 3 tot 5 lees ons dit van Jesus. Miskien moet ek dit 'n stukkie lees vir ons
hier uit die skrif uit. Waar is Efesiërs nou? Seker ek het hom net nog. In elk geval, ek gaan dit net quoteer. Efesiërs 1 vers 3 sê, God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Alles wat die hemel kon bymekaar maak, is ons mee geseën in Christus. Halleluja. Hy is gepredestineer. Hy sê, soos die Vader ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. En die Griekse woordjie vir die grondlegging daar kan ook vertaal word met val, voor die val van die wêreld. Dit maak nie regtig saak nie. Feit is, ons is uitverkies in hom. En dit was nie 'n paar mense wat uitverkies is deur God nie. Hy het sy seun uitverkies. In hierdie ewige verbond het Vader en Seun besluit, my seun, in en deur jou gaan ek die mensdom terugbring. Gaan ek my beeld en my gelykenis herskep in die mensdom. En terselfdertyd kies ek jou geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En wie se geloof kan God nou meer behaag as sy seun, Jesus Christus? So, Jesus is uitverkies voor die grondlegging van die wêreld en in hom sterf die wêreld. In sy dood en opstanding, met ander woorde, sy dood en opstanding is 'n kosmies, met ander woorde, sluit die hele wêreld in, materieel, sigbaar en onsigbaar, en dis 'n korporatiewe gebeurtenis. Paulus stel dit so in Galasiërs 2, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, die lewe wat ek nou in hierdie vlees lewe, leef ek deur die geloof van die Seun van God, nie in die Seun van God, soos meeste vertalings ons wil dat glo nie. Dis 'n genitief, dis 'n besitsvorm daar. Wat met Jesus gebeur het, het met ons gebeur. Het met die ganse skepping gebeur, ook met magte en kragte, wat nou nog in blindheid en in duisternis lewe. Wat is die implikasies hiervan? Nommer 1, my aanneming, ek kan nie Jesus aanneem nie. Ons het wel Johannes 1 vers 12 sê, die wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Nou gaan bou ons 'n evangelistiese prediking en bekeringsboodskappe daarop. Nee, ons haal dit uit konteks, uit daai woord aanneming beteken, hulle het 'n greep gekry op wie Jesus was. Hulle wat aanvaar het dat hy werklik die Messias is. Dit was 'n Joodse geloof, 'n Joodse gehoor, 'n Jewish audience, wat ons hiervan praat. En hulle wat hom aangeneem het, want baie het hom nie aangeneem nie. Hulle het die duisternis liewer gehad as die lig. Maar sommige het die lig gesien. Hulle het Jesus hulle het 'n greep gekry op wie hy is. En in vers 13 sê dit, wat dit beteken, hulle het verstaan. Dit is nie hulle geloof nie. Dit is nie deur 'n wilsbesluit van 'n mens nie. Dit is nie deur die bloed van 'n mens dat ons gered word nie. Ons geboorte kom van bo af. Ons geboorte kom van Christus af. In Christus sien hulle toe hulle eie self. En daarom kon hulle as seuns van God, as kinders van God wandel. Die woord, hulle het gesag ontvang. Ja, die woord exousia sluit die woord I am in. Hulle het hulle nuwe identiteit, hulle ware identiteit ontdek in Christus. Maar meer daaroor op 'n ander dag. So, ons kan nie Jesus aanneem nie, want hy het ons klaar aangeneem. Jesus het ons ingesluit in wat hy gedoen het. Ons kan nie Jesus koning en Here van ons harte maak nie. Hy is reeds koning en Here. Ons kan dit net erken in ons harte. Maar Jesus is koning en Here. Ons wedergeboorte is buite ons beheer. Jesus het nie vir Nikodemus gesê, Nikodemus, jy moet 'n plan maak dat jy wedergebore word nie. Jy wil nou godsdienstpraatjies met my maak, maar jy moet weer gebore word. Ek glo Jesus het bedoel Nikodemus as verteenwoordigend van die ganse Israel, want jy's 'n leraar van Israel. Sê ek nie vir jou, die mens kan homself nie red nie. Die wet kon jou nie red nie, jou vleeslike inspanning gaan jou nie red nie, jou geloof kan jou nie red nie, want dan sou baie Ou Testamentiese gelowiges se geloof hulle gered het. Maar Jesus moes ook vir hulle sterf. Want ons geloof kan ons nie red nie. Ons geloof is nie 'n vleeslike werk nie. Ons geloof is 'n reaksie op sy geloof. Dit is alleen sy geloof wat ons red. En is deur sy geloof dat ons wedergebore is. 1 Petrus 1 vers 3 sê, deur die opstanding van Jesus is ons nou die wedergeboorte geskenk. Nou het ons 'n lewende hoop op heerlikheid, want ons het wedergeboorte ontvang. Ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Ons kan nie niks bydra nie.
Maar ons kyk gou na Efesiërs. Hierdie is 'n baie belangrike vers. Ek gaan nou Efesiërs maar moet gou vind. In terme van Jesus se geloof. En dis nogal 'n problematiese een, en omdat hy ook nie lekker vertaal is altyd nie. Maar Efesiërs 2 in hierdie Afrikaanse vertaling sê, want uit genade is julle gered. So dit is wat ons redding veroorsaak het, is genade. En genade is 'n persoon, genade is Jesus Christus. Ja, dit is ook onvoorwaardelike guns en aanvaarding, maar in hierdie geval, in hierdie konteks, kan ons die genade ooit losmaak van Jesus en sy werking in ons. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Hier sê Paulus uitdruklik, dis nie ons geloof nie. Ons kan nie geloof opwek. Ons kan nooit genoeg geloof opwek ten einde gered te word. Dis sy geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wie se geloof is beter as Jesus se? Hy was gelowig aan sy Vader tot in die diepste duisternis. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Jesus is God se gawe, daarom sy geloof is sy gawe. En hy bewerk selfs deur sy Heilige Gees hierdie geloof in ons. Nie uit die werke sodat niemand mag roem nie. En Paulus wou nog 'n punt maak. Hy wou dit bitter baie duidelik stel dat ons geloof is nie nog 'n prestasie nie. Ons geloof is nie nog 'n deel van ons vye blaar uitrusting en toerusting en kleredrag. Dis Jesus en sy geloof alleen. So wat is ons geloof? Dis 'n respons, dis 'n reaksie wanneer ons hoor van Jesus geloof, wanneer ons hoor dat sy volbragte werk is uitgevoer in die kruis. Sonder ons medewete is ons saam met Jesus gekruisig en begrawe en prys die Here, opgewek op die derde dag. Ons is self opgevaar saam met hom en sit nou saam met hom in die hemelse plekke. Dis al wat my geloof kan sê is amen. Alhoewel my kop sê, hoe kry jy dit reg? Kyk hoe pateties lewe jy soms. Kyk hoe pateties is ons as mens. Nee, sy geloof sê, ek is met hom gekruisig, ek leef nie meer nie. Dis die woord van geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Romeine 17 sê, want die geloof is uit die gehoor, en die gehoor deur die woord. So hoe kry ek geloof? Hoe kan ek my geloofsreaksie in werking stel? Is deur te hoor van sy geloof, is deur te hoor van sy volbragte werk, is deur die waarheid te hoor, want dis die waarheid wat ons vry maak, prys die Here. Want ons is sy maaksel, sy liefdesgedig, is die regte, die letterlike woord daar eintlik, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons kan nie eens ons eie goeie werke optower nie, dis voorberei vir ons om te wandel daarin. Ons moet seker maak dat ons net doen wat ons sien ons Vader doen, soos Jesus gesê het. Ons moet op daardie punt kom, dat ons so lewe, dat ons weet, ons bediening, ons lewe vervul, dit wat hy vir ons voorberei het, voor die grondlegging van die wêreld. Ons moet fokus op Jesus alleen. Het is deel van 'n gesonde Christologie. Daar's te veel pogings vandag om die Christelike evangelie, wat Paulus gesê het, is 'n krag van God tot redding, maak ons kragteloos deurdat ons 'n wet wil bybring, deurdat ons skadubeelde wil bybring, deurdat ons skaduwees omarm, en jy weet, sabbate, en mense stry nog steeds oor die sabbatdag, en oor sabbatfeeste, en oor Hebreëse name wat ons moet aanhang ensovoorts. Dit is maar net 'n simptoom van die vlakheid van ons teologiese begrip, van ons Christologie, wat soos, ek wil nie krities klink nie, maar pateties is, as ons nog wil vashou of iets wil byvoeg. Hoe kan ons wat met die gees begin het in die vlees wil eindig, deur te probeer voltooi wat reeds gemaak het? God het ons geseën met alle geestelike seëninge, wat wil ons nou byvoeg? Is ons beste werke in daardie opsig nie soos 'n wegwerplike kleed nie? Op die berg van verheerliking sien ons dit duidelik, wanneer Jesus begin glinster en Petrus in sy opgewonde, en hy dink dis die vervulling van die loofhuttefees, en hy wil hutte bou, want hy sien ook vir Moses verteenwoordiging van die wet, en hy sien vir Elia verteenwoordiging van die profete, dis the law and the prophets, die wet en die profete, die hele Ou Testament, die ou verbond,
En dan skielik is daar 'n wolk, en die volgende oomblik is Jesus alleen. Die disippels moes dit sien. Ek dink Vader, wou hy hulle met dit presies net so beleef, want hy wou 'n punt maak, en dan hoor hulle die stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die vorige dinge is verby, die vorige dinge is nou vervul. Hulle is nie nou weggesmy, asof dit niks beteken, nee. Dit was die baarmoeder, die umbilical cord, wat lewe verskaf het tot op 'n punt. Maar wanneer die kind gebore word, dan is die umbilical cord, ek kan nou nie Afrikaans onthou nie, naaldstring, het nie meer 'n doel nie. Hy word weggewerp, jy sit hom nie iewers in 'n botteltjie en langs die kind en laat hy saam met die kind, soos die kind groot word, altyd kyk na die naaldstring. Nie daar mag daar mense wees wat dit doen, maar soos die koring, die kernel waarin die koring tot volwassenheid kom, word later kaf, want hy het sy doel gedien, hy het die koring voortgebring, hy het die oes help voortbring. Galasiërs 4 vers 19 spel het so uit waar Paulus sê, ek wil niks anders, ek is in geboortepyne, totdat Christus in julle gestalte kry. Op 'n ander plek sê hy, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Want hy weet, dis die hartklop van die evangelie. Ons kan maar net kyk na die Hebreërbrief en sien die geweldige waarskuwings teen gelowiges wat allerlei feesdae, name, enige aspek van wet en van die ou Joodse gebruike en wette wil inbring, asof dit nou die Christelike evangelie 'n bietjie meer seksie sal maak. Ek weet nie of dit die doel is nie, ek hoop nie so nie. Maar die feit is dat Hebreër skrywer in hierdie oorgangstyd nadat Jesus opgestaan uit die dood en voor 70 na Christus die Jerusalem magtiglik uitgewis is, basically. Die tempel, daar nie 'n steen op die ander gelaat is nie, en dit het God gewaarsku, gaan kom. Want dit was die vashou aan 'n ou verbond, aan dit wat verby is, soos die Hebreër skrywer ook gewaarsku het, en hy sê telkens, moenie terugkeer na die wet nie, want dit is soos 'n hond wat omdraai na sy braaksel, hy gebruik sterk taal, soos Paulus ook gesê het op 'n stadium, ek ag hierdie dinge as kunsmis op die beste uit, en ek 'n ander woord gebruik, dit wat my voorheen identiteit gegee het, en status gegee het in die samelewing, my prestasies as 'n godsdienstige professor, as 'n fariseer onder die fariseërs, en as hy die beste stam uit, sê hy, hierdie goed is kunsmis, in vergelyking met the excellency of the knowledge of Jesus Christ, die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus. En so sê die Hebreër skrywer, moenie dis is om te draai na sy eie braaksel toe. As jy begin in die gees en jy eindig in die vlees, as jy begin met geloof en nou wil jy die wet bybring, of een of ander vorm van die wet, in feesdae en sabbate. Hy sê, julle het van die genade verval. As dit so is, dan het julle van die genade verval. Julle kan nie meer staat maak op genade nie. En jy weet, as jy nie meer kan staat maak op God se genade nie, en dit klink, dis 'n positiewe boodskap, en ek bring 'n positiewe boodskap, en die evangelie is wonderlike goeie nuus, maar daar is ook die waarskuwing van selfs Paulus, dat mense wat 'n ander evangelie invoer, as die een wat hy gebring het, is 'n anathema, daar's 'n vloek wat is, want die vloek is daar, dis nie asof Paulus vloeke uitspreek nie, dis ook nie asof God vloeke uitspreek nie, God spreek net uit wat gebeur wanneer ons uitbeweeg onder sy genade, wanneer ons begin in die vlees probeer voltooi, of verbeter wat God reeds gedoen het. Hy sê, dit is soos om die bloed van Jesus te vertrap, die bloed van die nuwe verbond weer eens onder die voete te vertrap, om Jesus weer te kruisig. Ek glo al hierdie waarskuwings ek reg onthou is in die Hebreërbrief. En ons sien daardie vloek uitspeel, 70 na Christus, vir hulle wat nie geluister het, en Jesus, hulle Messias aanvaar het nie, wat eerder gesê het, nee, wat laat sy bloed maar op ons en ons kinders kom. Jerusalem, hoe baie keer wil ek jy by mekaar maak, soos hy na kyk eens. God het gesmeek, God het gepleit, God het sy apostels briewe laat skryf, maar daar is 'n vloek wat rus en waarin jy kan self inbeweeg wanneer jy wegbeweeg van die genade af. Maar laat ons nie so 'n groot saligheid verontagsaam nie, soos die woord sê. Ek dink ook in Hebreërs, moenie hierdie groot saligheid verontagsaam nie. Die lewende woord, en daarmee gaan ek eindig,
vir volgende keer. Skep 'n gemeenskap van mense wat so aangegryp is in hulle harte, wat soos die Emmausganger sê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy aan ons die evangelie uitgelê, toe hy vir ons gewys het hoe Moses, hoe die wet, hoe die Sabbat, hoe die offers en al die rituele van my spreek nie. Was ons harte nie brandend, en ek glo die evangelie van Jesus Christus bring hierdie brandende harte, bring hierdie harte waar daar 'n vuur aangesteek word, wat sê ek wil dit deel, ek wil hierdie lewe wat ek ontdek in myself, nommer 1, hierdie Christus in my, wat ek ook weet, Christus woon in almal. Ek wil dit deel met 'n groep mense, met mense wat dink soos ek dink, praat soos ek praat, maar wat ook my kan skuur, want soos een persoon, 'n ander persoon, hoe gaan die gesegde? Ja, in elk geval, jy ken dit. Ons kan mekaar skuur, deurdat ons uitdrukking gee aan die lewe en die hoop wat in ons is. Ek sien 'n nuwe kerk kom, ek sien 'n nuwe tipe kerkwees kom, wat nie die klem gaan sit op uiterlike geboue en kathedrale nie, waar daar die klem nie is op grandeur nie, maar 'n ander tipe grandeur, die grandeur van die heerlikheid van Christus in 'n groep mense wat van huis tot huis ontmoet, wat organies met mekaar omgaan, waar daar nie gedelegeerde gesag en hiërargie is nie, maar 'n innerlike gesag waar Christus as apostel of Christus as profeet of Christus as herder en leraar erken word en Christus as die gasvrye, Christus as die brandweerman, Christus as die polisievrou, Christus as die verpleegster. As ons mekaar so begin kyk na mekaar en herken, sien hierdie skat in kosbare erdekryke en ons kan verby die erdekryke kyk, dan gaan ons 'n nuwe kerk hê wat 'n demonstrasie gaan wees aan owerhede en magte en kragte in die lig. En dit gaan die koninkryk van God eventueel, wat lankal ek glo kon gewees het. Jy weet, Israel het 40 jaar in die woestyn rondgereis. Daar was ook 40 jaar vandat Jesus se sterf het tot die tempel vernietig is. God het in sy liefde, waar hy almal moet tot bekering kom, het hy gepleit. So met ons, maar ek glo ons is in die nuwe verbond. Ons is die cutting edge, ons is die snykant van die koninkryk, die kerk van Jesus Christus, en daarom moet ons hierdie kerk fasiliteer. Ons moet hoor hoe Jesus bou, ons moet sien hoe Jesus bou, en ons moet saam met hom bou. Mag u 'n heerlike, ongelooflike dag hê, in die seën van die Here.